baie wel, ek kan saam met jou gewees. Ek verhoor iemand wat baie bekommerd gewees, dat ek daar so in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, God aansoek gedoen het vir aan gemeente. So, maar sorry, julle is nog gestiek met my, sorry julle. So, maar as ek in terug te wees, jy ontspan, baie wel allemaal, ons opsoekers ook. Ek gaan hoor, voor ek kan gaan op my program, is er enige iemand vir verjaardag in die week? Is er enige iemand vir verjaardag? Daar is achter, is iemand daar achter, as er nog iemand verjaardag, daar so, Christy, daar so, Instuk, sy verjaardag, en wie nog? Daar so, die ou wat sy vrou, sy hand gesoen, daar sy, is daar nog mense verjaardag in die week? Jy weet wat dit beteken, ek kry nie meer my job in. Ok, enige nieuwe mense wat vir die eerste keer vandag is gemeend, is enige iemand wat die eerste keer, wie so voor is iemand vir die eerste keer, en nog iemand, ok, is het klaar met alles op die sy deel, nee, achter, baie beteken, is die opgewonnen vandag, dis een nieuwe week vir ons, ons baie opgewonde, vanavond begin ons met ons nieuwe kursus van What on earth is God doing in my life? So jy is baie welkom as belangstel daar deel kom word. Dit gaan oor baie uitdagings in die lewe en God ontsnoei aan jou lewe. So vanmiddag 5 uur, dit is op die kerk, as jy nog geen geskap is met die groepie, is jy baie welkom om kyk vanmiddag net so bietjie en leer met saam met ons rondom wat ons daar gaan doen. Môre aand is daar vir die dames Bible journaling. Dit is 'n manier hoe jy die Bybel lees en deur prentjies en skrifte neer te skryf en kreatief te raak oor hoe jy Bybelstudie doen. Dis aan môre aan 6:00, so julle is baie welkom. Al die dames, sorry mans, julle is glo nie daar vandag nie. So, dis net die vrouens wat so moet gaan. Maar môre aan 6:00 en dan dinsdag aan 6:00, ja, 6:30 of so, dan kan ek al self doen. En dan woensdag aand is daai hele selfgroep sowel as die ambassadors se selfgroep is dan woensdag aand hier so weer. Ja. En dan die jeug is by die ander kant. Ons het die woensdag aand jeuggroep met 'n hartklop uitgereik. En hulle dis hoe sê Purple Act is hulle naam. En hulle het laas woensdag uitgereik na Israelita. Wie vir julle ken Israelita? Dis die special needs skool in ons dorp. Nou, hulle het daai aand met kinders gaan speel in Kenia. En dit was die grootste vorm van chaos wat ek in my lewe gesien het. Maar saam met die chaos het ek die grootste smiles gesien in daai kinders. Want hulle het hulle self gebied. En ons kinders self geleer om so 'n bietjie uit te ry en hulle verskil te maak. En dan onderaan die bandsoefening en dan volgende sonderdag ons weer by mekaar. Sien nie uit aan na volgende sonderdag weer te wees. So nuwe dinge leer, ons het 'n bietjie ander dinge aanpas. My maand wat kom en die Here paar dinge wat ons het gedeel wat verander word, waar ons baie opgewonde is. Ons het die kinderkerk vanoggend na die eerste liedjie gesing en al die kinders het beweeg, dat is dan Stefanie nie meer nie, so sy so gesê sy gaan ook saam gaan. So al die kindertjies kan uitbeweeg in die kinderkerk, maar ons sing eers die eerste liedjie saam, okay? En daarna sing ons lekker saam in die kinderkerk na uitbeweeg. Kom sit dit so, sluit ons so skoon. Vader, vanoggend is dit 'n voorreg om in die huis te wees. Dit is 'n voorreg dat ons almal saam kan wees en saam kan groei, saam kan beleef, en jy ons kan saam behoor as liggaam van Christus. Maar ja, ons vanoggend, terwyl ons bedien word, terwyl ons bedien, laat jy ons harte sal aanraak, dat jy ons wese sal verander. En Here, wanneer ons vandag hier uitstap, dat veel ons hier ontvang, ons dit na buite toe sal neem. Maar my gebed is, Here, begin by ons, hier waar ons saam is. Here, hier is mense wat instaan gebroken. Here, ek vra eers herstel. Hier is mense wat blydskap instap, Here, geef hulle dat hy vrede broei nog steeds aansteek aan die mense. Hier is mense wat vandag kom en sê, Here, waar is U? Here, help ons om hulle vandag te wys waar hulle staan, Here, dat jy by hulle staan. Maar Here, ons oor, draai ons nou weg van onsself af. Ons draai elke las van ons skouers af neer. Here, ons lê dit neer voor die voete en ons sê, Here, vandag staan ons voor U om U naam te eer en U te aanbid. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons staan die Here saam sing en dan die Here voortmaak. Amen.
Because you're the King of our hearts. You're the Lord of Lords. Here is die God almagtig. Here moet ons volgende net so in mekaar kom, kan ons nie anders as om die Here vir wie is. Here die bly steeds die koning op ons harte regeer. Waar vir Here is die volgende. Hier maak saak waar die Here ons gaan nie. Hy is daar. Hy staan as koning van ons land. Here, wanneer ons as Goliat in die oog kyk, dan is hy daar by ons steeds ons koning. Here, wanneer die rivier voor ons staan, ons pad toemaak, dan is hy daar vir ons koning en die maak vir ons weg. Here, wanneer ons in stilte staan en stil word by U, kom U as koning vir ons hart en gee vir ons krag. Here, wanneer ons miskien staan met 'n siekbed, dan is hy die koning vir ons hart om daardie koning by ons te staan genesing te gee. Here, wanneer ons afskeid neem van 'n geliefde, dan is hy die koning van ons hart om by ons te staan. Here, wanneer ek in oorwinning staan, dan staan U by my. Wanneer ek in blydskap staan, staan U by my. Here, daarvoor eer ons U vandag weer eens. U is die koning van ons hart. Daar's niemand anders wat ons koning is. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. En dan baie dankie. Jy kan sit lekker neem, baie dankie voorsangers, musikante. Dink dat ons so saam kom en Here se groot word, ek het baie keer dat ons nie toelaat dat die ons aanjaag nie. Jy weet, ons maak tyd vir die Here en ons sê, Here, ons koop die tyd uit om saam met te werk, saam met tyd te spandeer. Maar wanneer God begin beweeg, dan sit ons oor is een, dis nie so nie. Jy weet, julle onthou jy nog, daar as ons konferensies gehou het nie, dan het hulle 3 uur, 4 uur dienste gehad. En ek het begin in die oggenddiens 10 uur, dan hier 12 uur op, is het bietjie gevinnig, jy drink 'n koppie koffie eet, en dan gaan jy terug kerk, en 1 uur is die volgende diens, dan hou het tot 3 uur toe aan, dan gaan jy gewoon terug eet, gevinnig eet, 6 uur begin die volgende diens, dan hou het tot 12 uur toe aan. Want dan beweeg die Gees van God. En die mens staan nie in die pad van die Here. En ek wil julle sê, dat julle as God koning van julle harte is, moet nie toelaat, dat die duivel steel by jou, dat jy na jou horlosie kyk en nie stilte dink. Wanneer jy besig is met iemand, wat God sê, met die deel met die persoon, maar jy horlosie af. Slim inkant, as die deel soos hart saam wil. Amen. En dan vir ons so ek julle deel oor meet, deel groei. En hoekom ek daaroor gesels het is, so baie keer staan ek aan die einde van die jaar, en kyk ons terug, sê, het daar werklik groei plaas. Jy sê die kerk, bou baie keer groei aan, kom ons kyk hoeveel nuwe lidmate het ons. Kom ons kyk na ons finansies, hoe het ons gegroei? Hoeveel programme het die kerk, hoeveel dinge gebeur daar in die kerk, en dit is waar aan groei gemeet word. Die statistieke wat die kerk, hoofkantoor baie keer kry is, hoeveel nuwe lidmate het jy, hoeveel doopname het jy nog een kerk daarom jy op kerkgronde, is die 10de op datum met die hoofkantoor, is die 10de op datum is bestoor, so dis die maatstaf wat daar op die kerk is. Maar die maatstaf wat ons, die Gees is daar om te sê, ons moet ons self kan meet of ons groei. Jy moet jouself. There must be a measurement that you as a Christian can measure if you have grown or not. En dis wat ek vandag met julle wil deel. En wil hê dat julle hierdie punte sal as die punte na die tyd, julle gaan sien die punte gaan op die slideshow kom af agter. Ek wil hê om hierdie punte onthou van nou af vir die res van jou lewe. Jy kan oor 6 maande terugkyk en kyk na hierdie punte weer in jou lewe. Sê, het ek gegroei? As jy nie groei nie, stagneer jy. As jy stagneer, gaan jy dood. Jy either bril of jy die. Jy kan nie stilstaan. As jy sê, maar ek precies dieselfde plek, as ek laas jaar in die tyd was, dan sê ek vir jou, jy is besig om dit te gaan. Dan is die groei by jou.
En die heel eerste punt wat ons vind wat groei praat, is die punt wat ons sê, groei begin altyd by die woord van die Here. Okay, nou gaan die eerste ding wat ek jou vra is, hoeveel van julle, dit is retories, soos brief nie aan hande opsteek, okay? Hoeveel van julle lees elke dag die Bybel? Ek praat nie van dagstukkies nie. Ek praat van jy lees elke dag die Bybel. Dink mooi. Want as jy nie elke dag tyd spandeer aan God se woord nie, dan gaan jy nie groei nie. Dis baie mooi, jy gaan nie. Blaai gou op Psalm hoofstuk 1 toe. Dan veel hulle wys. Psalm hoofstuk 1. Wanneer jy in hierdie Psalm is een van die dinge wat vir my seker die meeste al geraak het rondom my geestelike groei. Psalm hoofstuk 1, ek lees van vers 1 af. Hy sê, wel geluksalig, wel, dis al goed, gelukkig, salig, rustig. Dit het drie woorde, wel, geluk, salig. Wel, goed met jou, gelukkig is vrede, vol geluk en salig die vrede. Is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En kyk wat sê hy, as jy God se woord, as jy sy woord dag en nag bedek, wat jy daarin tyd spandeer, kyk wat sê hy, en hy sal wees soos 'n boom geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie vervaal nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Is dit nie groei nie? Dis groei. Hy sê, as jy tyd saam met God se woord elke dag spandeer, sal jy groei. Want dis iets wat jy inplant. Dis iets wat jy binne jou hart sit. Maar luister vir my sê, dag en saam as die man wat nie wandel, luister my, in die raad van die goddelose. Want jy sê, maar jy nie God se woord het nie, gaan jy verkeerde raad volg. Dis baie mooi. Dan gaan jy verkeerde raad volg. Van die goddelose, ons gaan ander mense luister, en nie staan in die weg van die sonde, en nie sit in die kring van die spotters nie. Luister baie mooi. Hy wandel eers, en dan gaan staan hy, en dan gaan sit hy. Dis agteruitgang. Dis wat ons toelaat, dat ons slegs luister wat mense sê, en nie wat God se woord sê. En ons luister baie keer preek, en so lekker om preek te luister, so lekker om ander mense se stemme te hoor, en ander preek te luister, en jy dink dis genoeg vir jou, jy moet alleen saam God se woord spandeer. Want as predikers, dit vals sy predik. Dis baie mooi. As predikers, dit vals is. En as pastore wat nie in die hemel gaan wees, julle weet dit ook nie. As pastore en predikante wat nie in die hemel gaan wees, want hulle ken nie God nie. Matteus 7 sê, gaan weg van my, want ek ken jou nie. So jou geloof moet nie gebou word wat 'n pastoor gesê het. Begin hier. 'n Vriend van my het sy lewe begin toe hy sy hart vir die Here gegee het, sy disippelskap verlies, het boeke begin lees. Die Bybel. Hy het mense se opinies gaan lees oor die Bybel en nooit by God se woord. Ek het toe ons kinders was in die kleuterskool, in die kinderkerk, wat het ons op sonnaskool gehad, moes jy elke week 'n Bybelversie gememoriseer het. Verduidelik dit. Doen ons dit nog nie? Want hoekom? Nee, ek het die Bybel net op myself. Maar weet jy wat, as jy moet memoriseer, het word 'n deel van jou wese. Nie beself nie. Dit word deel van jou wese. God wil hê, ons sy woord elke dag lees, bestudeer en leer hom. Leer God se woord. En as jy oor 6 maande kan kyk, en dis een maatstaf wat hulle sê, dan gaan kyk jy oor hoeveel tyd spandeer jy aan God se woord. Oor 6 maande gaan kyk eens dan maar. Kyk terug in jou lewe en kyk hoeveel tyd spandeer jy aan God se woord. Dan weet jy of jy groei of nie. Dis een maatstaf. Die volgende maatstaf is, want saam met dit is gebed. Ek het nou toe aangesoek, dan sal ek dit vir 'n pastoorspos hierso. Pastoor nog hier, teruggeplek, hy gaan nou volgende week sal teruglees hierso. En hy was deel van die kieskolleks. En die vraag wat hy altyd vir die pastoor gevra het, ek is baie bly, hy is baie daar nie. Hy vra, wat is die belangrikste, gebed of die woord? En hoekom hy gevra het, wat is die belangrikste, want jy kan nie gebed doen sonder die woord, jy weet. Want gebed word in die woord vervat. Gebed word in die woord aangebied en sê, jy moet bid. So die woord is belangrik, en gebed is ook klaar. En wat iemand my so mooi sê, dis soos asem in, woord in, asem uit, gebed
Jy kan nie leef sonder gebed en sonder gebed. Jy kan nie groei as jy nie bid nie. Nou imagine, jy vat my 5 meter gebed, jy vind dat die Jesus baie dan vir die dag lekker kos gehad, baie aan en gaan nie. Dis nie genoeg. So 6 maande gaan jy terug in jou eie lewe, dan gaan jy sê, hoor jy, het ek gegroei? Did I grow in my prayer life? Did I grow in terms of having more time in prayer, more deeper in prayer, and am I praying the word of God? Het jy gegroei in jou gebed? En ek dink ons almal kan vir onsself eerlik wees, jy weet of jy gegroei het of nie. Jy weet waar jy staan in jou gebedslewe. Matteus 6 praat van gebed en jy kan soek daar ook. Ek sê daai is al die verse wat jy weer kry. Matteus 6 praat oor gebed en dit is almal teen ons Vader. Ons is so baie geneig met ons Vader te lees. Maar ek wil graag lees van vers 6 af. Hy sê, maar jy van vers 4 vers 3 af. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jy regterhand doen nie. So jou liefdadigheid in die verborgenheid kan wees en jou Vader wat in die verborgenis sien, hy sal jou in openbaar vergelden. En wanneer jy bid, moet jy nie wees as jy fys is nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges op die hoeke van die straat te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon wegneem. Hulle sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader, wat in verborgen is. Ja, ons bid baie keer buiten. Ons bid vir mense, ons bid in die kerk. Maar jou gebedslewe moet 'n binnekamer gebedslewe word. Met 'n plek waar jy jou deur sluit en sê, moet my nie pla nie. Waar jy jouself verlas en dis hoe sê, van 'n papier bly, want nie jouself moet vervat nie, want dan gaan jy pla, Facebook gaan vir jou nou te stuur, en daai ou gaan vir jou nou te sê, WhatsApp gaan vir jou nou te stuur, gaan jou aandag aftrek. Maar wanneer jy in die binnekamer gaan, spandeer tyd met God. En ek kan elke van die punte gaan ek die hele preek afgeer later. Maar jy moet gaan meet in jou lewe. En ek wil vir jou vra, dink mooi nou, hoeveel tyd spandeer jy heilig bid? Aan gebed. Ek wil jou sê, as jy daai tyd vat, en dink jy gaan daarmee groei, jy's eerlik met jouself. En ek sê nie met die hele dag bid nie. Ons het nou so tyd terug 21 dae dieper gepraat oor, dis die ding gedoen ek, of vir 21 dae te bid, dis ek vir 15 minute elke dag. 15 minute, begin daarmee. Woorde gebed, nie een minute sit. Dat ons seker maak dat ons in gebed staan te doen. Prayer is one of the things that will show you grow or not. As jy weet dat jy besig om dit te gaan, dan kyk jy, jy's besig om minder te bid. Kyk my. Weet jy hoe die kerk besig om dit te gaan? Waar is bidhede? Dis die eerste ding wat die kerk gelos het, toe hulle besig gemaak het. Die eerste ding. Toe hulle bidhede gelos kom, en mense wou nie die moeite doen om by die kerk te kom saam te bid. Maar kom ons gaan die eie huis doen. Gaan bid, en kry weer vir jou gebed. Die derde een is die wat baie my mense oor preek in die kerk. En dit gaan oor heilig maak. Weet jy wat is heilig maak? Weet jy wat is heilig maak? Ek het al over gepraat. Heilig maak is to be set apart. So as ek hierdie preekstoel wil heilig maak, then I will set it apart when you for the use of God. So gaan nie na 'n kroeg toe stuur en gaan party hou met die preekstoel. Hy is alleenlik daar vir die gebruik van God. En wanneer ons oor heiligmaking praat, van sanctification of my life, every part of my life I started to decide for God's use. Simon, my tyd, my talente, my gawes, my gesondheid, my besittings, alles sit ek in kan vir Here. En dit wat ek weet, wat is in my God staan, wat ek 'n muur bou, dis waarom ons juist moet werk. If we want to sanctify our lives, we must give ownership to God. Die Bybel sê so mooi sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat leef vir my. So elke verset wat jy vir jouself toe eien, is wat jy vir God moet gee. Dis heilig maak. En Jesus het gesê, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Nou Jesus se heiligheid het nie gegaan oor dis nie heilig nie. Jesus het hierdie woord op wat hy gesê. Hy sê, ek doen niks tensy my Vader dit vir my sê.
Dit beteken elke facet van sy lewe het hy oorgegee in die heerskappy van die Vader. En dis wat heilige making is. Jy sê, ons is so baie keer gedink, sê, weet jy, ek is gered deur die bloed van die lam, sing hy liedjie, ek sal pad hemel toe, en sing lekker daai ding, jy ken ons daai ding, hy liedjie, ek is op pad hemel toe, en al daai ding, ek maar afweer, ek is gered, die Here het my vrygemaak, die Bybel sê, ek het niks te gedoen het nie, ek is deur genade gered met die geloof, ek het niks te gedoen het nie, so die Here het dit in my hand gegee. So we accept our Christ as sy Here. Hy het die woord hier die mooiste woorde gesê, but what about as Lord? Wat van as Heer van jou lewe? Dat hy heerskappy het, dat hy jou koning is, ons nie gesit van koning. Is ons bereid ons lewe oor te gee, dat hy beheer van, en ons onsself onderdanig maak. That's what I will do, but I need to change my life, to give everything I have over to him. En jy weet op jy in jou hand het, miskien, dat jy vandag sê, dit hou ek vir myself, ek wil dit nie vir die Here gee nie. Dit is sy sonde ook in, sy ander dinge ook in, maar ek hou vast aan dit, want ek, I like it, I enjoy it, it's a comfort. God leer het ons alles oorgeef hom. We need to give everything that we have. Jy kan daai woorde wat Jesus sê van wees heilig, ek in Petrus sê vers 16 en vandag gaan lees. En hy sê wanneer heilig maak 'n deel van jou lewe word, dan ontstaan daar iets spontaan. Dis baie mooi wat hy sê. Dit ontstaan spontaan. Sorry, in Afrikaans is dit net lekker, dit is it is weer sê mens dit nie kan sê. Dit gebeur net. Wanneer jy heilig maak, dan jy die woord van die Here vat. Wanneer jy gebed is, dan sal iets in jou lewe begin gebeur. Want die Here sê dat jy dra die vrug wat by die bekering pas. So jy kan sien dat bekering, ons praat van bekering, daar was 'n verandering in jou lewe. Want jy besluit, ek wil nie meer so leef soos ek was, ek begin my lewe verander. So daai vrug wat by die bekering pas, is deel van jou lewe. Weet jy, vir baie mense gee hulle lewens aan die Here, maar jy sien dit nooit nie. En dan by die werk omgaan aan soos hy altyd omgaan het. Hulle is die families van hy aan soos hy altyd omgaan het. There's no change. What we sanctify, you need to change. You make a decision to change. And God will do the rest. En dan die vrug van die Gees. Jy ken allemaal vrug van die Gees, nee? Liefde, vrede, blydskap, jy ken daai woord daar is. Jy ken die vrug van die Gees. Het jy dit probeer self doen? Dis nie maklik nie, nee. Jy sê, geduld, ek is geduldig. Wat van jou, wat moet jy lees op? Of verloor jy geduld, maar wanneer die Gees van God gegroei in jou, dan word geduld so deel van jou lewe. Die mense gaan kyk en lees, what? Hoe kan jy dit doen? Because God is creating in you a mature Christian, a mature person. Die vrug is deel van groei, wat jy ons nou nie bestaan in gelees. Hy dra vrug op die regte tyd. Hy dra vrug. Dis heilig maak. Is amper klaar, nie waar nie. Nommer 4 is, God wants you to be part of the body of Christ. Is jy geduldig? God roep ons om deel te word van 'n groep. 'n kerk, 'n selgroep. 'n groepie mense by mekaar kom. God never called us to be alone on our own. Ja, as jy kyk in die gawes van die Heilige Gees, sê die gawes is om die liggaam toe te rus en te vermaan. Die liggaam toe te rus. Die gawes is daar om in die liggaam te bedien. En wanneer jy kan agterkom, een ding wat die duiwel ons te aanval, jy kry seer in die kerk en stap uit die kerk. Nou word jy stom daar buite, hoeveel hulle wil vuur maak? Hoeveel hulle maak braai? Dit was 'n paar mense wat wil braai. En jy was stokkie uitgaan, wat gebeur as jy een stokkie uitgaan, wat gebeur? Hy gaan dood en maak baie rook. Maar as jy binne die vuur bly, dan bly brand daai stok. God wil hê dat jy, wanneer jy wil groei, moet jy deel wees van 'n gemeente. Van 'n koinonia soos ons hier het. Van gemeenskap van heiliges. Van mense by mekaar kom oor God praat. God deel. Oor God se groei. Wie sê jy elke Sondag in die kerk is,
en julle sien mekaar, julle bedien mekaar, julle word bedien van die verhoog af, julle laat bid saam te band, en jy kom hier in, en iemand bid vir jou, weer sê vir jou, nie gaan bid vir iemand anders, dis hoe jy groei. Jy kan nie groei op jou eie nie. It's impossible. Die Here saai jy neer, is uit grond nodig, uit sonde, uit water nodig. Jou groei is afhanklik van waar jy spandeer. Ons het wonderlik gesprek aan met die jeuggesag, die seuns, oor verhoudings. The people you mix with has an influence on who you become. So friendships, fellowship is important for you to grow as a Christian. En die woord van Here is vol van wanneer jy by mekaar kom, jy kan gaan lees. Hy sê, Handelinge 2, dis die gedeelte wat ons hierdie jaar in ons gemeente en ek wil jy baie mooi luister. En dis waaroor kerk gaan. Handelinge 2 van vers 46 en 47. Hy sê, dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en 'n guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Daar is groei van ons te mekaar. Daar is groei vir jou as mens, daar is groei vir die gemeente, daar is groei vir ander mense ook. God wants us to come together. Imagine God has a plan for my month. And he says, I'm going to visit your church every Sunday with a specific message. If you miss one of them, you won't grow. Imagine that. As jy een diens mis, dan trek jy 'n oomblik van groei af. Jy weet as ons kan sê, ons sal nie opvang in die huis as jy terugkom na huis so verled daar. Dan gooi jy weer 'n bietjie water en ek my moet weer bykom. En dan later sien maar by die water kan nou nie meer sien by die reën. Hoe die reënwater dan nou iets aan. If you stay away, you miss out on growth. En baie keer sê ek maar ek kry niks in die kerk nie. Wie wil dan, ek kom kerk, jy stap weer in die kerk. Maybe God wants you to give something in church. Not just take. Ons mag so selfsugtig. Ek staan maar agter en ek bid daar, so ek sê, Here, ek hou van agter die kerk, as ek kerk besoek, as dit altyd agter. So ek sê so voorbaar soos Here. Maar sê altyd weer, Here, waar kan ek nou bedien? Kyk ek oor hierdie gebou. Waar kan ek nou bedien? Dis die vraag wat ek vra. En dis wat ek wil hê julle moet doen. Wie kan ek minister te werk? Want ek is bestoor teen ongelukkig die meeste van julle sy nagels. En as ek nou vir arme kom bid, sê ek glo vir jou bid, jou dogter is baie stout te doen. Maar kom 'n vreemdeling na hom, sê wil jy, die Here wys met jou kinders frustreer jy. Nie raar, ek het baie oor kinders. Die Here wys met jou kinders frustreer jy. Ek was God saam met jou. Wow. That's God. That's how the Spirit wants to move. Hy wil jou ontmoet, so hy wil jou gebruik. So jy kan nie geen ontvang nie, jy moet gee ook. As ons so saamkom. En ja, ek kan eerlik wees, as ek weg is, ek het tydens diens so by die kameraad geloer. Sê, ek gaan by die kerk. Toen kleiner met my, dan sê ek kof, en ek het so kyk. En ek mis my mense. Ek mis dit om hier te wees. En wil jy julle asseblief, julle is deel van Godse liggaam. En daarom moet julle saamkom. En weet jy wat, as jy eensaam is, as jy moeilike tye deurgaan. Ek het nou 'n brief gekry van iemand wat sy man oorlede is. En een en die ander persoon bring vir 'n kos. Ek praat nie eens van kerk, ek praat van bure en so. En so word daar as vol kos gemaak. Raai wat doen ons kinders vir die Here, wat jy. Ons bid net vir hulle. Ek soos gaan besoek. Gaan gee kos. Gaan ryk uit na. Dis my volgende punt, om my te ryk. Weer eens gaan die jeug gebruik. Die harte van ons jeuggroep, hoe is ander is, om te sê, ons nie net binnen die kerk nie, so uitgaan. Mattheus 28 vers 19, ek dit baie van julle ken uit hulle kop uit. Dat is die eerste vers, een van die eerste vers wat jy geleer op sonskool. Gaan dan heen, maak discipels van alle nasies, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, en leer wat ons onderrig. Gaan dan heen. Gaan dan heen. Gaan uit. Gaan soontoe. Gaan na iemand toe. Gaan uit die kerk uit. Moenie net in die kerk, gaan ergens heen en gaan maak discipels van alle nasies.
We need to go out of the church and make a difference in our lives. And when we look at our own lives, if we are not reaching somebody outside church, we are not growing. As jy nie meer by die kerk dat jy groei nie. En ek praat van my tilvrou daar so by staan, ek praat van die ou wat voor jou indruk, ek praat van iemand wat die langs pas op sy wiele staan. If they can't see Jesus in you, you are not growing. So vers dit. Matteus 8 vers 19 is die hartklop van die sending roeping wat God op elke kind van die Here gee. Nie net sending om evangeliste nie. Vir elke kind van God is Matteus 8 vers 19. Vir jou en vir my. We need to go out. We need to make a difference. Ons moet disciples. Ons het hierdie week baie gesels en die volgende maand gaan baie gesels oor disciples maak. Ek wil vir jou vra. Ek gaan jou vra of jy iemand by die Here toe gebring het. Ek gaan vir jou vra, is daai iemand waarmee jy pad stap om geestelik te ondersteun? Enige, dink ek mooi. Is daai iemand in jou lewe wat jy 'n pad mee stap om te sê ek stap op pad met Janie, Sam. Ek bid elke dag vir hom vaar. Ek laas af en toe die week vir hulle. So ons in WhatsApp wil koffie gaan steek en sê oor ons terug koffie. Ek wil gehoor gaan met jou. As hulle behoefte is, jy weet as mense in behoefte, sê hoor jy, kan ek vandag vir jou help met dit. We need to have somebody in our lives that we are reaching out to. We need to have somebody in your life that you are reaching outside the church. As jy dit nie doen nie, is jy een van die grootste opdragte wat Jesus het gegee, dat jy ongehoorsaam aan God. We need to make a difference. En dan sê elke persoon, elke mens, het min of meer 8 mense op wie hulle invloed het. Jy weet, min of meer, dis mens. Introverts miskien 4, extroverts miskien 12, maar gemiddeld so 8 mense. Imagine, elke persoon van julle besluit 8 mense buite die kerk te gaan ondersteun. 8 mense. En dan weet jy vir ons vandag so 50, 60, of so 60, of 60 is het. 6 maal 8, dat 480 mense wat ons kan beïnvloed. In hierdie week, 480 mense. So ek wil uitmaak. Matteus 8 vers 9, begin ergens, reik ek na iemand toe, en kom werk op die plek en sê, Here, I want to make a difference. Ek wil uitgaan, ek wil disciples maak, ek wil sending werk, en ek so vooruit, ons het so vooruit, een van ons vriende, baie van julle ken Teresa en Gerard, hulle is hier ons kerk gewees. Hulle gaan sending werk om 4 maand doen. Dis lekker om te weet mense is beroep te gaan. Ons is Leidenburg, ons kan nie Leidenburg geskil maak. Maar wanneer jy discipel maak, jy ben eendag in die kerk gesit, en toe kom ek aan die tyd en my sê, pastoor, asseblief die mense nie meer in tale praat nie. Ek het 'n vriend genooi, en hy is so teen mekaar. Asseblief kan jy nie mense stop om in tale te praat in kerk. Ek sê van, hey, ons is op Woensdag kerk, sorry. Maar sê die, daarin was 'n awesome oomblik vir discipelskap. 'n byk oomblik om te gaan sit by hom en vir hom te verduidelik waaroor gaan dit. Jy sê, ons is so baie bang om te praat met die Here, want dan ons hom kan, ek wil sê, verduidelik. As al die stappe gedoen, God se woord, gebed, heiligmaking, deel wees van, en as jy dan begin uitdruk, jy het nie klaar God se woord by jou, jy het klaar gebed gehad by jou, jy het klaar deel van jou lewe begin gee vir die Here, jy het klaar begin sê, hoorie, ek is deel van die kerk, so ek weet waar ek ondersteuning in Christus groot te maak. Dan om uit te reik is so maklik om verskil te maak. God wants you to reach outside. Miskien by jou werk, ek nie julle lekker mechanics daar so jy heel baie mense daar instaan. En dan kom 'n ou net, sy kar is lekker, maar hy is moedeloos. Jy kan vermoed gee. Al kan jy sy kar hê. Kan mens moed gee. God has placed you at places where people need God. Begin net daar. Begin net ergens. Ek is pastoor ongelukkig die teending teen my. Mense aanvaar ek dit doen. Maar weet jy wat as jy dit doen? Want deel dit soveel meer. Dit is 'n gewone gemeente wat opgee. As die pastoor daar is, as jy die pastoor. As die my was, ek die pastoor bid vir die, bid vir daai. En imagine dat dit iemand in hulle lewe wat ek sê. Somebody reached out to me, so I know I can respect. Ek het die telefoon optel en hom of haar bel.
vandaag ek hulp nodig. Ek nou net voor die diens, het ek 'n boodskap gekry, sê pastoor, ek het hierdie nodig, kan nie my ja asseblief. Wie jy kom? Dis my outreach. Dis iemand by die kerk. Ek het 'n vriend by die kerk. En ek wil die Here dit doen. Die heel laaste ene gaan oor om te gee. En dis een ding wat die kerk baie min oor praat. En dis een heel laaste gesig want om te gee is 'n beginsel wat groei uit die verhouding met God en die verhouding met die kerk en verhouding met die liggaam van Christus. Om te gaan gee is iets wat in jou groei. Hoe nader jy aan God kom, hoe meer raak jy bewus van I want to give. I want to give for myself, I want to give for my finances, I want to give my talent, I want to give my things away. En dan hoor van mense, hulle sê hulle, hoorie, as ek my vrou sy hande losmaak en sê sy kan doen as ek wil, sal sy al ons yskas vir leefpak uitpak vir die klag hoor van dit. As sy die yskas in leefpak, dan sal hulle meer ons weggee, dan sal al die goedes doen, omdat dit die hart gekry van, om te gee. En is baie keer moeilik om in die kerk te praat om te gee, want die pak het tennis, die pak opvang is. Ek wil hier saam met my hierdie gedeelte toe blaai. 2 Korintiërs 9, ek wil hier dat saam met my blaai. 2 Korintiërs 9. En hier is my laaste punt dat ek toe blaai. 2 Korintiërs 9, en ek lees van vers 7 af. Hy sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of met dwang nie. Dan nou, as jy nie groei nie, gee jy baie keer in droefheid of dwang. Sê, ag, ek is so geleer gee. Of, ek word gedwong om te gee. Of, dis my naaste geld, ek is gee, of, ek het nie nou tyd om dit te doen nie. Ek is nou besig met dit, en dit raak moeilik om te gee. En hy gaan dan sê, En God het die mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Jy praat nie net oor geld hier, dis maar mooi. Hy praat van jou goeie werke. Hy praat van om goed te doen aan ander. Ja, die geld is ingesluit wat hy sê, maar hy sê, soos Christus, hy het uitgestrooi en hy het armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid, en mag hy wat saad verskaf en die saaier met brood verskaf om te eet en die hele saad vermeerder met die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle nooddadigheid tot danksegging aan God en deur ons werk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning, die geleer om te gee, om te help, is 'n bediening. Die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen vir die behoeftes van die heiliges nie, vir die kerk, maar is ook oorvloedig deur baie danksegging aan God. So elke keer as jy vir iemand gee jy ook aan God. En God sê, elke keer as jy uitsaai, sal jy in jou lewe maak. Weet jy hoe lekker is dit om by iemand te kom en hulle gee vir jou hulle gunsteling terwyl hulle gemaak en hulle deel het met jou, hulle gee met jou. Weet jy hoe lekker is dit as iemand na jou toe kom, of jy staan daar by die til en jy tel jou laaste sente af en iemand kom tel sy kaart. Het jy al die gevoel gehad? Weet jy hoe lekker is dit om aan albei kante te staan? Om in die kant te staan waar jy geseën word, maar ook om 'n seën te wees vir iemand. Iemand ons gemeente het die sê, I want to be blessed to be a blessing. I want to be blessed to be a blessing. Maar soms moet die eerste blessing wees wat jy gebless word. Dat is nie slim nie. Hoeveel het al die laaste keer wat so uitgehaal vir iemand gegee? Kom, soos julle. Hoeveel het al gedoen? Die laaste geld vir iemand gegee. As hy. So, julle ken van die gevoel van, moet ek nie. En ek dink daar is baie getuienisse wat ons kan weet vir mense wat hulle laaste gegee het. En dit is the last part of your growth. It's where you start to give. Time, talent, invest in people's lives, money, gifts. Een van die grootste dinge wat die Here my mee geseën het, is ek 'n kantpersent gekry. Die Paul wat ek kry, iemand van my persent gegee. Wie hoekom? Ek het die kar gehaal. My kar het gebreek. Ek het geloop in die straat en die Here het dit gebruik
en hulle geseën met mekaar. En ek wil nie bekostig. God knows what you need. And the reason why there's so little miracles in life is because people don't grow. They don't grow. We don't come to a place in our lives where we are willing to give, where we are willing to commit to a group of people. We don't grow to see other people's hurt. We only look at ourselves. Jy sien, maar ons deur al die stappe gaan van, ek spandeer tyd aan God se woord. Ek bid. Ek sit my lewe in kan vir Here se gebruik. My kar, ek weet nie of julle wil sien die tieners se kar lyk op 'n Vrydag, hulle like me so. Ek gee besittings vir die Here, as die Here gebruik dit. Die skapeling by 'n groep of 'n self of 'n kerk en jy begin daar die opgewondenheid van ek het 'n bediening wat ek uitleef, ek word ook bedien hierso. Dan God met jou werk. Hy sê step out. Step out of the church. Step out of your house. Step out of your comfort zone. Step out of what you want to be safe with. Stap uit. En doen iets vir die Here vir iemand daar buite. Make a choice to make a difference. En wie wat? Ons almal ken daai eensaamheid van die wag op die Here, dat iemand uitreik na jou. And nobody calls. Wie wil ken daai gevoel? Want mense groei nie meer. Daar die laaste twee is al eindig. It's not about me anymore. It's about God. About people. En dan hierdie vir julle so stuur, hierdie woorde. Ek sê die notas ook as deel die notas vir die, ek het kosnotas gemaak vir alles. Ek sê veel deel. Behalwe die ergens in jou lewe. Of jy moes nie elke week dit wil doen, elke maand, elke 6 maande miskien, of miskien oor 'n jaar. Gaan terug na die woorde, kyk, ken ek God se woord meer? Spandeer ek regtig meer tyd aan God se woord? Hoe lyk my gebedslewe? Wat kort ek nog om een te sit vir Here? Gaan jy stel al die dingetjies? Dan op die ouende kan jy vir Jesus sê, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. For every breath I take. Dis wat ons groei het in die Here. Kom sit dit so. Vader, volgens ons hart. Besef ons dat die wêreld ons aandag soveel wegvat. Weg van die af. En ons dink dis okay, maar ons groei. Ek vra mag Here dat elke van ons soos ons hier sit en staan, Here praat met ons harte. Ek gaan vandag vra vir kommitment vir julle, en julle weet waar julle staan met Here. Daar waar jy sit, maak 'n besluit en sê, ek wil groei. Ek wil groei om soos Jesus te wees. Ek wil groei om sy woord te verstaan. Ek wil groei om beter verhoudings met mense om my in die kerk van die wêreld te kan hê. Ek wil groei en nie net die beste van nie. Dit elkeen van ons, help my ook hier as pastoor, elkeen van ons, om daagliks na hierdie punte te kyk, sê groei ek werklik. Of kyk eens oor 'n jaar terug na hierdie preek en sê, maar wie wat, my gebedslewe is ook presies waar dit was. My Bybelstudie is dieselfde. Al die dinge is presies dieselfde. En dat is moet besef, man. Ek moet groei. Paulus by die gemeente agterkom en sê, ek gedog gaan mense kry wat volwasse is, wat al styk kan weet. Maar toe is het julle voed en melk.
Kom ons kom weg van die melk af. Kom ons groei by die vaste spys wat Jesus ons wil gee. God ons wil deel. Father, I want to pray this day that you will not be saving one of us. That we will not be satisfied with where we are today. But that we make a decision to grow. That we will be like that tree in the Psalm 1. Want dat waterstrome geplant is, sal groei en sy vrug sal draai. Alles wat ons doen, sal ons versprug. Let us be that tree today to make a decision. I want to know more. I want to know more. Vergroei julle. Julle laat die Gees ons harte nou aanmaak. As daar vermaning is, julle laat ons dit vandag ervaar en sê, ek is verkeerd. As daar 'n uitdaging is dit vandag ervaar en sê, ek moet dit nie aan. As daar miskien vandag hartseer is, dit is vir God te lewe stel. Sê die Here ons steeds, kom my kind. Jy kan na my toe kom, net soos jy is. I will walk with you. I will talk with you. Every step of the way. Vader, my dankie. In hierdie oomblik ons stil is. We want to grow. Dis die gebed Jesus. Amen. En amen. Amen. So kom ons vat die uitdaging. As jy miskien met die woorde gebed wil begin, is baie welkom om weer te kom en sê, ek maar net doen daar net weer gedoen. Ek kan nie onthou wat so doen het of sê vir my, ek was nie deel daarvan nie. Was ergens wat die ek kan begin elke dag net tyd uit ek op saam die Here. So baie dankie. Ek glo julle het altyd iets ontvang. Want die Here my geplaas het ontvang. En dit ons het die dag so gevat. Vriend, ons kan net voorstel om voor te kom. En ons afsluit. Maar ek vra vir julle, ons het die week gebed so gehad van, daar's ene is vrijdag baie siek gewees. En hulle deur die hospitaal te betaal, vermoed is al Blindendarm. En al Blindendarm is gister in die operasie uitgehaal. Die Here het sy hand van erg vir hulle gehad. So ons dank vir elkeen van julle wat gebid het vir dit. Ons sit nog steeds met mense behoefte, het groot behoefte in ons gemeente. Is financieel, dit is emosionele behoeftes, is mense wat staan op plek en sê, maar ek kan nie anders as my God te vertrou. En dit is deel van die kerk wees. So ek nooi julle uit, as julle daai mense wil help, bid vir hulle, maar sê vir my, so ek moet echt iets te gee vir hulle, om deel met my na die tyd, ons deel wat ons het. Het begin van my lewe, en dan vraag, Tanja vir my van die Heer, sê, ek verstaan jy het die geld het, maar jy doen dit en jy doen dat, sê, elke keer as ek iets ontvang, was doen naast ek by een gedeelte van dit, om iemand mis te help. En die Here seën dit op iets doen, vir julle uitdaag, probeer dit. As jy 20 rand ontvang, geef jy dan vir een vreemde ouwe hier langs dit, verstaan. As jy 100 rand ontvang, van 10 rand of 20 rand, dan help iemand anders. Wil nie alles nie, hou nie. Ek vergeet dit te sê, sorry ek was. Een van die grootste lesse geleer, en dan kom 'n tiende na my toe, 'n baie stout tiende. Hy sê van die tienders, elke keer as ek leer gedoen, en dis toe Daniel is tyd, Daniel het meer beheer oor hulle, maar ek was altyd die stout ouens langs my gesit, ek het ons geklap. Dit het geklap, sê die luister, klap ons in die kop. Hy bly staan, was oké. Hy word gaan die skool uit, en eendag daag hy by die kerk op, en hy sê, my pastoor, die is my eerste salaris. Ek sê, wat? Hy sê, by my sê, ons my eerste vir my inkomste moet in die Here se werk kom. Sy hele eerste salaris. En in my 30 jaar plus van bediening, is dit enigste keer wat ooit gebeur het, dat iemand sy hele eerste salaris sy kerk gegee het. Maar weet wat, hy het klaar geestelik gemature, en hy begin sy gekiem vergeer. En die Here sê dat hy sal jou sien as jy gee. Nie net die kerk, ek oorals my gaan. As jy gee, sal God jou sien. Amen. So ek vergeet. Kom staan saam, die Here saam sê, die Here tienders op vraag, skeel met die Here, en dan sê ek Here, en daarna gaan ek het, wie vir ons afsluit? Is daar enig iemand wat volunteer om vandag ons af te sluit? Ek sien jy daar onder by die tienders nie. Ek sal ons afsluit, as daar ons dit af met die lied, dan sê ek dan af ons afsluit.
help ons om honger te hê te groei saam met U. Here, ek bid vir elke versoek wat ons het, bid ek hierdie week, mense wat nog behoefte staan, vra as Here, U vandag met hulle lewens aanraak. En Here, elkeen wat vandag gesaai het, elkeen wat gegee het, Here, vra dat U hemelsluise oopmaak ook vir hulle as 'n seën vandag, Here. Dat hulle sal sien dat die woord die waarheid is en dat hulle nie die gee. Here, U ook vir hulle sal gee, die guns op hulle sal wees. En ons spreek dit vandag in die naam van Jesus. Amen.